gaan het vir ons. Daar is die teksgedeelte waaruit ons gaan lees, Eksodus 33, Deuteronomium 34, en maak sommer vir my by Numeri 20 ook oop. So dis 3 gedeeltes uit die Bybel uit, Eksodus 33, Deuteronomium 34 en Numeri 20. Kan julle daar julle boekmerkies insit? Is julle ore oop vanmôre? Is julle harte reg vir dit? Is julle gedagtes oop om die woord te hoor? Is julle opgewonde vanmôre om die woord te hoor? Nou lyk opgewonde om die woord te hoor. Smile, sê Here, hier is ons. Ons wil luister wat U vandag vir ons sê. Ek gee geleentheid waar jy vir 'n oomblik self gaan stil raak, waar jy vir die Here weer eens vra om jou hart en jou gedagtes oop te maak vir dit wat hy vanmôre vir jou wil sê. Want hy het spesifiek vir jou vanmôre 'n boodskap. So kom ons raak vir 'n oomblik stil, waar jy met die Here in stil gebed gesels. Here het elke gebed gehoor vanmôre. En Here, ons vra dat dit so wees. Laat ons harte en ons gedagtes oop sal wees om die woord te hoor en ook dit te gaan leef. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen. So ja, ons woestyntyd, ons woestynreis kom uiteindelik op 'n einde. Dit is 'n lang tyd wat ons deur die woestyn gegaan het. Dit was nou nie so lank soos wat die volk deur die woestyn getoer het en getrek het nie. Ons is so bietjie korter as dit gewees. Maar ja, ons woestyntyd kom vandag tot 'n einde. Ons woestynreis, ons sien Moses het die leiersels oorgegee. Die leiersels is nou aan Joshua gegee. Joshua gaan die volk invat in die beloofde land in. Nou ek het gewonder, hoe kan ons hierdie hele ding saamvat? Hoe kan ons dit eindig? En ek het gedink, kom ons fokus op Moses. Kom ons kyk na die man wat Moses geword het. Ons sien God het hierdie pad saam met Moses gestap. God het vir Moses leiding gegee. God het vir hom gevorm. So kom ons kyk na die man wat Moses geword het. So daar's 'n paar goed waarop ons kan fokus. Ons kan fokus op die 40-jarige Moses. Ons kan fokus op Moses se lewe tussen 40 en 80. En dan kan ons fokus op Moses se lewe tussen 80 en 120. So ja, hy het 120 jaar oud geword. O man. Maar kom ons begin by ons eerste teksgedeelte, Eksodus 33. En ons gaan lees vanaf vers 15. Hierdie is baie bekende woorde. Toe het Moses vir God gesê, as U nie self saamgaan nie, moet ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en U volk U goedgesindheid geniet as U nie saam met ons gaan nie? Dit is juis deurdat U met ons saamgaan dat ons, ek en U volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Toe sê Moses, laat ek tog net die magtige verskyning sien. Maar die Here sê, ek sal my voortreffelikheid voor jou laat verbykom en ek sal die naam die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die Here het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy op 'n rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in die rotsskeer sit en jou met my hand toemaak totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat sodat jy my van agteraf kan sien. Niemand mag my gesig sien nie. Wat 'n pragtige gedeelte
is hierdie nie uit die Bybel uit nie. Hierdie kom wys vir ons die man wat Moses geword het. Hierdie is geskryf so aan die einde van Moses se lewe. Hierdie kom wys vir ons die man wat God hier kom vorm het. Toe Moses 40 jaar oud was hy 'n heel ander mens gewees as die Moses waarvan hier in Eksodus 33 gepraat word. Hy was heeltemal anderster gewees. Nou Moses het hierdie roeping in sy lewe gehad. Moses se roeping was om die volk Israel uit slawerny uit te gaan vat, uit slawerny uit te verlos. Nou ons sien dat hy wou dit op sy eie krag gedoen het, sy eie mag, hy is die man. Hy wou die man gewees het. Nou onthou julle, wie was die 40-jarige Moses? Wat het hy gedoen? Hy het die Egiptenaar doodgemaak. Nou hierdie jong Moses was nie 'n man gewees wat God kon gebruik het nie. Want hierdie jong Moses wou in beheer gewees het van sy eie lewe. Hy wou gewys het hoe sterk hy is, hy wou gewys het hy is die man, maar die Moses waarvan ons nou gelees het, hieruit Eksodus 33 uit. Hierdie Moses was totaal en al anders gewees. Hierdie Moses het gekom en hy sê vir die Here, Here, maar as U nie saam met ons gaan nie, dan wil ek nie hê ons moet van hier af wegtrek nie. Moses kom en hy sê vir die Here, hy sê vir God, wat gaan die mense sê? Wat gaan die wêreld sê? En nou sien ons, dit gaan nie meer hier oor Moses se reputasie nie, maar dit gaan hier oor God se reputasie. Moses het verander en sy hartsbegeerte is dat God nie net voor die volk moet uittrek na die beloofde land toe nie, sy begeerte is dat God saam met hulle sal trek. Hulle wil God se teenwoordigheid beleef, hulle wil sy almagtigheid sien. So Moses kom en hy praat hier eerlik met die Here. Hy sê, maar, as U nie saam gaan nie, dan moet ons ook nie trek nie. Met hierdie woorde het Moses eintlik 'n deursigtige man geword. Sy hart het oopgegaan, sy hele wese het oopgegaan. Nou wat beteken dit as ons sê, Moses het 'n deursigtige man geword? Dit beteken dat, wanneer jy na Moses gekyk het jy nie vir Moses raak gesien nie, maar jy het vir God raak gesien. Sjoe, sal dit nie wonderlik wees nie? Sal dit nie wonderlik wees as ons ook so deursigtig en so oop kan wees nie? Dat wanneer mense na ons kyk, dat hulle nie vir Pieter of vir Steven of vir Andrei of vir noem dit, wie ook al vandag hier sit, dat hulle nie ons sal raak sien nie, maar dat hulle vir God sal raak sien. En wat 'n ongelooflike stelling is dit om te maak oor iemand se lewe en oor Moses se lewe. Nou as ons so na Moses dink en ons dink oor sy lewe, dan dink ons, hy kon nie net goed gewees het nie. Moses moes seker ook iets sleg gedoen het. Hy moes seker ook iets verkeerd gedoen het. Maar kom ons kyk. Ons gaan nou na 'n ander deel van Moses se lewe kyk. En hierdie gaan ons kry daar uit die boek Numeri uit. Nou ons weet, wat was Moses se doel gewees? Moses se doel was gewees, hy moes die volk uit Egipte uitvat, deur die woestyn na die beloofde land toe. Nou, as ek die woord volk sê, beteken dit dis mense. Nou, hulle was nou net so oor die 2 miljoen mense gewees, wat hy deur die woestyn moes vat. Nou, as ek die woord mense sê, moet die eerste gedagte wees wat in jou kop opkom, kla, ondankbaar, niks is reg nie, alles is verkeerd. Hier's net probleme, dis mos wie ons is, dis mos ons mense, ons kan kerm en kla oor alles. En hier sien ons, hulle het een groot probleem gehad daar in die woestyn. Wat sal julle dink was dit? Water, nê? Daar is nie baie water in die woestyn nie. Kort is hulle dors, en dan sien ons keer op keer hoe God eintlik hierdie ongelooflike wonderwerke doen. Hoe God vir oor die 2 miljoen mense met hulle vee water gee om te drink. Wonderwerke soos water wat bitter was, wat soet geword het. Wonderwerke waar ons sien hoe Moses die Horeb-rots slaan met die kierie en dan kom daar hierdie stroom water uit. En dan sien ons weer so 'n wonderwerk in Numeri 20, waar God met Moses praat en waar daar weer water uit die rots uit sal kom. Ons sien, God sê vir Moses, Moses, praat met die rots en daar sal water uitkom. God sê vir Moses en Aaron, gee vir hulle die opdrag, kry die volk bymekaar, gaan staan by die rots, praat met die rots en daar sal water kom. Nou in plaas van Moses wat met die rots praat,
gaan praat Moses met die mense, met die volk. Kom ons kyk, Numeri 20 vers 10. Hy en Aaron het die volk by die rots laat bymekaar kom. Moses het vir hulle gesê, luister julle wat julle teen die Here verset. Luister, moet ons vir julle water uit hierdie rots uit laat kom. Stop dit gou vir 'n oomblik. Wat het julle dit gehoor? Wat sê Moses? Moet ons vir julle water uit hierdie rots uit laat kom. Dit voel amper vir my of hulle gedink het dit is hulle wat dit kan doen. God het nie vir hulle gesê gaan praat met die rots nie, gaan praat met die volk nie. God het vir hulle gesê gaan praat met die rots en daar sal water wees. Dis nie Moses nie, dis nie Aaron nie, dis nie die mense wat die water kan maak nie, dis net God wat dit kan doen. Vers 11. Toe lig Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 keer met die kierie en daar het baie water uitgekom en die volk en hulle vee het gedrink. Moses praat met die mense, hy slaan die rots 2 keer met die kierie, iets wat God nie vir hom gesê het hy moes doen nie, en in die proses kry hy die eer en nie God nie. Maar God se belofte het nog steeds bly staan. Al het Moses nie gedoen wat God gesê het hy moes doen nie, het God se belofte nog steeds bly staan. God het nog steeds vir die mense water gegee om te drink. Hulle almal was gelukkig geweest, maar Moses het 'n fout gemaak. Vir daardie oomblik het Moses se menslikheid oorgevat. En hy het vergeet van sy nederigheid voor God. Kyk wat was God se antwoord, vers 12, Numeri 20 vers 12. Maar toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle my nie erken het en my die heilige nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan julle gegee het nie. So, hoe lank stap hulle al met hierdie volk deur die woestyn? En hier kom God en hy sê vir hulle, as gevolg van dit wat julle gedoen het, sal julle nie in die beloofde land ingaan nie. God sê vir Moses, jy gaan die beloofde land sien, maar jy gaan nooit in hom bly nie, want jy het die eer van my af weggeneem. Hoe voel jy oor dit wat jy nou net hier gehoor het? Hoe laat dit jou voel? Wat se emosies beleef jy? Wat ervaar jy? Voel dit dalk ook vir jou, jy wil sê, Here, kyk na Moses. Hy het die volk gelei. Hy was daar gewees, het hierdie tekens en hierdie wonders deur hom gedoen. En nou maak hy een klein foutjie en u wil nie hê hy moet in die beloofde land ingaan nie. Voel dit nie vir jou, jy wil ook vir die Here sê, Here, waar is u genade? Here, is hierdie nie 'n bietjie te erg nie? Kon u nie dalk om net bietjie meer genadig gewees het nie? Ons sien Moses se roeping was om die mense na die beloofde land te vat. Maar al wat hy nou kan doen is om op 'n berg te staan en na die beloofde land te kyk. En dit voel vir my, ek wil sê, Here, waar is u deernis? Waar is u genade? U was dan so lief gewees vir hierdie man. Here, hoekom is hy so erg? Hoekom is hy so hard op hom? Nou hierdie mag julle dalk skok. Dit mag jy dalk skok. Maar is dit nie die mooi in hierdie gedeelte nie? Dat God vir hom sê, jy gaan nie die beloofde land ingaan nie. Daar's eintlik iets ongeloofliks wat in hierdie gedeelte gebeur. Maar vir jou om dit raak te sien, moet jy die eie ek en die eie self eers 'n bietjie vergeet. Nou ons sien Moses het so naby aan God geleef en hy het so naby aan God gegroei. Nou hierdie Moses was heeltemal anderster gewees as die 40-jarige Moses. En omdat hy so nader aan die Here gegroei het en nader aan die Here beweeg het, was God se standaard vir Moses hoër gewees as vir die ander. Kan jy vir jouself indink om so naby aan die Here te leef, so naby aan hom te loop, dat selfs die kleinste foutjie wat jy maak, een groot probleem kan word. Moses was rein, Moses het so heilig geword in sy manier van dink, dat selfs die kleinste foutjie wat hy gemaak het,
iets groots was vir God. En hierdie laat mens dink. Dit laat mens dink aan hoe God elkeen van ons elke dag dophou. En hoe ons lewens leef. Hoeveel van ons leef nie ons lewens elke dag buite daai wil wat die Here vir ons het nie. Buite daai doel wat die Here vir ons gee in die lewe nie. Kyk, dis vir die Here 'n voltydse werk om my te vergewe van al die sondes wat ek elke dag doen. Ek dink as ons eerlik is met onsself, is dit 'n voltydse werk vir die Here om almal van ons wat vandag hierso sit, ons sondes elke dag te vergewe. Ons sien Moses se nederigheid was gefokus op God. En enige iets wat buite dit was, was vir God onaanvaarbaar gewees. So hier's 'n vraag vir jou. Dink jy God sien hierdie potensiaal in jou raak? Sien God hierdie potensiaal in jou raak om jou te gebruik vir so 'n groot doel? Sien God hierdie potensiaal in jou raak, sodat jy so naby aan hom moet leef, dat as jy een klein foutjie maak, dit eintlik iets groots moet wees. Nou wat maak jou anderster as Moses? Moses was 'n gewone mens gewees. Moses het 'n doel in die lewe gehad, hy het 'n roeping in die lewe gehad, en hy het geleef volgens daai doel en daai roeping waarvoor hy hier was. Dit was God se plan gewees. Op 'n stadium in sy lewe het hy nie geleef volgens daai doel en daai plan wat God vir hom gehad het nie. Maar op die pad het God hom gewerk en God het vir hom gevorm en God het met hom gestoei. En weet julle hoe lank het dit vir Moses gevat om nederigheid te leer? 40 jaar lank. Het dit vir Moses gevat om nederigheid te leer. So dit beteken ek het nog 5 jaar oor. Dis hoe lank dit vir Moses gevat was om nederigheid te leer. So hierdie goed het nie vinnig gebeur nie. En so is daar goed in ons eie lewens ook. Ons is elke dag besig om meer en meer te leer van God se wil, God se doel en God se plan met ons lewe. Ons verstaan nie dalk altyd alles nou nie. Maar dit is waarna ons moet smag, om elke dag daai pad te stap, elke dag daai lewe te leef, om meer en meer in God se doel en God se plan vir ons lewe te wil leef. Dis waarna ons moet smag. Ons sien die gordyn val oor Moses se lewe. God gee vir hom die opdrag om op te klim op die berg Nebo. Nou die berg Nebo is so aan die ooste kant van die Jordaanrivier. En bo op die berg Nebo, as jy daar bo staan, sal jy die beloofde land kan sien. Jy staan bo op die berg, dan sien jy die bergagtigheid hier voor jou, en so aan die agterkant van dit gaan jy so groen sien. En dit is die Jordaanrivier streek. Van hier af staan Moses op die berg Nebo, 120 jaar oud, en hy kyk uit en hy sien die beloofde land. Hy is reg 120 jaar. Hy het nie daar opgery met 'n kabelkarretjie nie. Nee, hoe dink julle het Moses daar bo gekom? Hy het geklim, man alleen, 120 jaar oud. So hy moes nogal redelik gesond gewees het om dit te kan doen. Deuteronomium 34 vers 7 sê, Moses was 120 jaar toe hy gesterf het. Sy oë was toe nog goed en sy krag het nog nie ingegee nie. So hy kon die beloofde land gesien het en hy kon teen die berg opgestap het. Hy was redelik gesond. Hier staan Moses bo op die berg en God sê vir hom, as jy die beloofde land gaan sien, dan gaan jy sterf. Moses, die vriend van God, het die doel van sy lewe met sy eie oë gesien. Heilige oomblik bo op daai berg, waar Moses staan, God is saam met hom daar. En is asof God vir Moses wil sê, hierdie was jou doel gewees in die lewe, Moses. Jy moes die volk van Egipte af, 2 miljoen mense, gebring het tot hier waar ons nou was. Jy het gedoen wat ek jou gevra het om te doen. Jy het die mense hierheen gebring. Jy die man, jy die mens geword wat ek jou gemaak het om te wees. Laat dit julle nie dink aan die woorde van Paulus in 2 Timoteus 4 vers 7 wat sê, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het die gelowige einduit volgehou. Terwyl Moses die beloofde land sien, sterf hy en daar gebeur nog iets ongeloofliks.
Deuteronomium 34 vers 6. Dis nou God. Hy het vir Moses begrawe in die vlakte in Moab, reg oor Bet Peor, maar tot nou toe weet niemand waar sy graf is nie. 'n Digter het die volgende gesê: by Nebo se eensame berg, aan die kant van die Jordaanse golwe, in die vallei van die land van Moab, lê 'n eensame graf. Maar geen mens het 'n graf gegrawe nie, en geen mens het dit ooit gesien nie. Van die engel van God het die grond omgekeer en die dooie man daar neergelê. Daar was nog net een man gewees wat deur God self begrawe is. En dit was Moses gewees. Nou as ons 'n graf grou, dan het ons 'n pik en ons het grawe en ons het mense nodig om dit te doen. Ons het partykeer sommer 'n back actor wat vir ons die graf grou. En dan moet daai graf breed genoeg wees en lank genoeg en diep genoeg vir 'n kus om in te sak sodat ons dit weer kan toegooi. Ek sal graag wil weet hoe het God dit gedoen. Dalk het God gegaan en hy die berg Nebo opgetel en hy het vir Moses onder die berg gesit, omdat Moses hierdie berg van 'n man was. Nou ek wil nog een gedeelte met julle deel oor die man wie Moses geword het. Deuteronomium 34 vers 10 en 12. Daar het nie weer 'n profeet in Israel opgetree wat soos Moses was nie. Hy het die Here persoonlik geken. Die Here het hom gestuur om in Egipte al die tekens en die wonders vir Farao en sy amptenare en sy hele land te doen. Moses het al die magtige dade, al die groot dade wat vrees inboesem voor die oë van die hele Israel gedoen. Nou hierdie is 'n tipe man wat net God kan maak. Vriende, wanneer jy nederig voor God staan, is daar nie vir jou perke nie. En die enigste manier hoe jy dit kan doen, is om in nederigheid voor die Here te kan kom. Nederigheid is die enigste manier hoe God deur jou gaan skyn. Deur nederig te wees is die enigste manier hoe jy deursigtig kan word. Trots is hierdie spieël. Is hierdie spieël wat hier voor jou is. En nou staan jy en jy kyk vir jouself in die spieël en jy sê, wow, wat 'n man is ek nie. Kyk wat ek alles kan doen. Kyk hoe goed is ek. Kyk hoe sterk is ek. Dit is wat trots is. God sê, dis net deur nederigheid dat jy dit kan word waarvoor ek jou gemaak het. God het 'n plan vir jou lewe. God het 'n plan vir die mensdom. Maar God het 'n plan, 'n spesifieke plan vir jou lewe. Paulus sê vir ons in Efesiërs 2 vers 10, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus, Jesus, het hy ons geskep om 'n lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Weet jy wat beteken dit? Jy leef nie volgens jou dagboek en jou kalender nie. Jy leef volgens 'n goddelike kalender met goddelike afsprake wat elke dag gereël is. Net vir jou. Dink gou mooi daaroor. Elke keer wanneer jy in die oggend jou oë oopmaak, wanneer God nog 'n dag vir jou gegee het, uit genade uit, dan het jy 'n dag wat klaar beplan is, met goddelike afsprake, wat God vir jou gereël het. Hebreërs 12 vers 1 sê, terwyl ons dan nog so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Hierdie is ons spesifieke doel en ons roeping vir elkeen van ons wat vandag hier sit. Ons sien Moses se lewe het ook 'n doel en 'n roeping gehad. Weet jy wat? God het 'n plan vir jou lewe. Maar sodra trots tussen jou en God inkom, kan jy nie daardie plan en daardie doel vir God se lewe vir jouself gaan uitleef nie. Ons sien dit het dieselfde met Moses gebeur. Nederigheid. Deur nederigheid kan jy dit doen. En ja, ons kan vir die Here vra vir nederigheid. Ons kan na die Here toe gaan en sê, Here,
maak my nederig. Maar jy moet versigtig wees, want vir jou om nederig te word, gaan jy die eie ek verneder moet word, sodat God al die eer en al die lof kan kry. Die Bybel sê vir ons, ons moet nederig voor God wees. So wanneer ons in nederigheid voor die Here gaan verskyn, sê die Bybel vir ons, hy is die een wat jou gaan optel. Hy is die een wat jou gaan verhef. Nou gaan ons die verantwoordelikheid vir God gee, of van onsself daai verantwoordelikheid neem, om in nederigheid voor die Here te buig, in nederigheid voor die Here te leef, volgens die lewe wat hy vir elkeen van ons beplan het. Elkeen van ons kan dit word wat God vir jou beplan het om te wees. En God kan 'n wêreld deur ons verander, maar wat is die probleem? Ongelukkig is ons nie 'n Moses wat 120 jaar oud is nie, maar ons is 'n Moses wat 40 jaar oud is. Ons is 'n Moses wat 40 jaar oud is, wat dink, ek kan alles op my eie krag, my eie manier en my eie agendas doen. Is dit nie wie ons is nie? Is dit nie hoe ons wil wees nie? Niemand kan 'n storie vir my skryf soos ek my eie storie kan skryf nie. Maar vriende, jou storie sal nooit so goed wees soos die storie wat God vir jou geskryf het nie. En dalk is hierdie nou 'n goeie plek om te sê, weet jy, ek wil Moses my mentor maak. Ja, hy sal 'n goeie mentor wees. Ek dink dit sal great wees om te sê Moses is my mentor, om te wil leef soos hy geleef het, nader aan die Here. Maar weet jy wat, ons het 'n beter mentor as Moses. In die Ou Testament het ons dit gelees, het ons gesien, daar was niemand wat soos Moses al hierdie tekens en hierdie wonders kon doen nie. Maar weet julle wat, ons het iemand wat beter is as Moses. Die tekens en wonders wat hy doen is ver beter as die tekens en die wonders wat Moses kon doen. Een van sy bestes was om aan 'n kruis te hang. Jesus, sondeloos, hang aan 'n kruis vir al ons sondes. Die sondes wat ons gedoen het, die sonde wat jy nou besig is om te doen en die sonde wat jy nog gaan doen. Jesus het vir dit aan die kruis gehang. En een van die grootste wonderwerke is toe hy daai Sondagoggend uit daai graf uit opstaan en uit daai graf uitloop. Sy liggaam was gebreek gewees, sy liggaam was geslaan gewees, die bloed was gevloei. Die bloed het gevloei. En hy stap uit daai graf uit met tekens aan sy liggaam wat hy gekies het om te hou. So toe Thomas by hom kom en hom nie glo nie, toe sê hy, Thomas, glo jy my nie? Kom sit jou vingers hier, die merk aan my hande. Thomas, glo jy nog steeds nie? Kom sit jou hand hier in my sy. Kom voel hierso. Dis wie ek is. Jesus, ons beste mentor, wanneer dit kom by om in nederigheid voor God te leef, wanneer dit kom by God se plan vir jou lewe. Jesus ons mentor, Jesus ons Here, Jesus my held, my mentor en my Here. As ons dink aan die woestyn, dan sien ons, dit was moeilik geweest. Hulle het deur 'n moeilike tyd gegaan. Jy sit dalk vanmôre hier en jy is in daardie woestyntyd in jou lewe. Jy beleef hierdie woestyn, die sleg, die seer. Jy is in daai woestyntyd van jou lewe, jy gaan deur hierdie moeilike tyd dalk as gevolg van jou eie besluite, jou eie agendas, jou eie planne wat jy gemaak het. Dalk sit jy vanmôre hier en dis nie as gevolg van jou eie planne, jou eie besluite en jou eie agendas gewees nie, maar dis as gevolg van iemand anderster se planne en agendas gewees. Jy sit hier en jy's kwaad. Jy voel ook soos Moses wat misluk het. Of dalk was dit nie jy wat misluk het nie, maar dalk was dit iemand anderster wat jou misluk het. En as gevolg van dit moet jy met hierdie sleg saamleef. En dit voel vir jou, maar dis nie hoe dinge moes uitwerk nie. Dis nie hoe die lewe moes gewees het nie. Dalk voel jy soos Moses vanmôre. En jy is soos 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Dalk voel dit vir jou, jy het hierdie pad saam met God begin stap. En jy loop nou al vir 'n wyle hierdie pad saam met die Here. En in plaas daarvan dat die Here jou moet opbou,
is hy besig om jou af te breek. Beleef jy dit? Dit voel vir jou, dis net keer op keer op keer, Here, hoekom bou U my nie op nie? Hoekom bly U my afbreek? Maar dink jy nie dalk dis nodig nie? Dink jy nie dalk dis nodig dat die Here jou eers moet afbreek, sodat sy fondasie jou fondasie kan wees nie, en dat jy nie die hele tyd gefokus is op die valse fondasie wat jy vir jouself gebou het nie. Want as Jesus Christus jou fondasie is, hoor mooi vandag, maak nie saak in watter woestyn jy is nie, jy sal nie wankel nie, jy sal stewig bly staan. So dalk is God besig om jou fondasie te bou in jou lewe. En dalk beleef jy dit en jy ervaar dit. Maar waar is jy tans in jou lewe? Dink jy nie dalk dis tyd dat jy vandag bietjie by die Here moet gaan sit, in nederigheid voor hom buig, en vir hom vra, Here, wat is U plan? Wat is U doel nie? Dink jy nie is tyd dat ons vir 'n oomblik trots, die eie ek, een kant toe moet sit en vir die Here gaan vra, Here, wie is ek regtig? Is ek besig om op my eie krag staat te maak? Is ek besig om op myself te roem? Of is ek besig om deursigtig te word, sodat ander mense U kan raak sien? Ek wil vandag vir jou sê, vandat jy in jou ma se maag was, so klein dingetjie in jou ma se maag, voor jou geboorte, het die Here al vir jou gesê, ek het jou op die naam geroep, jy is myne. Voor jou geboorte, het die Here al vir jou 'n plan en 'n doel in jou lewe gehad. Voor jou geboorte het die Here gesê, jy gaan groot goed vir my doen. Maar voor ons dit kan doen, moet ons vir 'n oomblik vergeet van onsself en in nederigheid voor die Here gaan buig. Moses, wat 'n ongelooflike mentor. Iets gewys van nederigheid, iets van vertroue op die Here. Maar Moses was ook mens. Jesus wys vir ons van nederigheid. Jesus wys vir ons vertroue. Jesus Christus het nie een keer gewankel nie. Maak vandag jou keuse om vir 'n oomblik van jouself te vergeet en net voor die Here te buig en net vir hom te sê, hier is ek, Here. Gee 'n kans waar jy kan stil raak in gebed. Praat met die Here. Wat is dit wat tussen jou en God staan op die oomblik? Is dit trots? Is dalk tyd vir jou om van die eie ek te vergeet en te sê, Here, kom bou my fondasie. Vader, dankie dat U 'n doel en 'n plan het vir elkeen van ons se lewens. Voor ons gebore was, het U al vir ons hierdie pad uitgelê. Here, maar ons is so geneig om hierdie pad op onsself en op ons eie krag, ons eie agendas, ons eie wil te wil loop. Here, wanneer ons dinge op ons eie wil en ons eie maniere wil doen, en Vader, besef ons, dis dan wanneer ons seer kry. Dis dan wanneer ons teleurgesteld is. En daarom wil ons vandag hierso in hierdie kerk sit, Here, en ons wil dit verklaar. Ons wil dit bely. Ons wil sê, ons wil U pad stap en U pad alleen. Here, net deur die Heilige Gees kan ons ook hierdie pad stap. En daarom bid ek, o Vader, dat elkeen van ons wat vandag hier sit, dat U vir ons sal bewus maak
van wat is dit wat tussen ons en U staan. Here, as dit vandag trots is, bid ons dit, Vader, dat dit in die naam van Jesus Christus, dat U dit sal kom verwyder. Here, ons wil in nederigheid voor U buig. En ons wil al die eer vir U gee. Here, dankie vir 'n voorbeeld soos Moses. Here, maar dankie vir 'n mentor soos Jesus. Mag ons soos hy leef, Here, elke dag meer en meer. Amen.